Baie welkom by hierdie uitsending. Ons het dit gedoop, net nog gepreek, of is dit? Ons skriflesing kom vanmôre uit die brief wat Paulus aan die gemeente van Korinthe geskryf het. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Dis dinge wat ek en jy weet. Dis dinge waarmee ons elke dag te doen kry. Dit wat Paulus hier aan die gemeente rig. Vers 9, die opskrif, die waarskuwing teen 'n goddelose lewe. Vers 9, weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders of afgodsdienaars of egbreekers of manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer, ook daarby vrou wat met vrou intiem verkeer, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers, sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. Daar sal geen erfdeel vir jou wees, as jy besig is met hierdie praktyke nie. Vers 11, so was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was. Daar is tog uitkoms, né? Julle het julle laat was, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 waarsku dat mense wat volhard in onregverdige lewenswyse soos seksuele onsedelikheid, afgoderry, egbreek, diefstal, hebsug, dronkenskap, luister, nie die koninkryk van God sal beerwe nie, nooit ooit nie. Paulus beklemtoon dat ware bekering 'n verandering van lewenstyl vereis en dat gelowiges nie langer volgens hierdie sondige praktyke moet leef nie. Hoe raak ons ontslae hiervan? Paulus sê, en hy beklemtoon dit, ware bekering. Ek gaan bely dit teenoor die Here en ek vra God om vergifnis daarvoor deur Jesus en in die naam van ons verlosser Jesus Christus. En ek staan daarop en ek glo dat ek gewas is met die bloed van Jesus Christus, met die water van die woord, en ek draai weg van daai sonde of sondes af en ek kyk nooit ooit weer terug daarna nie. Ek was dit af, ek los dit, ek doen dit nooit ooit weer nie. Dis ware egte bekering. Dis daardie opstaan en afdraai en wegdraai van daardie sonde af, om nooit weer dit ooit te doen nie. Kom ons kyk na die kernpunte, die konteks. Paulus spreek die Korintiese gemeente aan oor hofsaake tussen broers en algemene morele verval. Hy herinner hulle daaraan dat hulle lewens radikaal verander het nadat hulle tot bekering gekom het. Jy sien, Jesus is die verskil. Wanneer jy jou sondes bely, dan vergewe God ons Vader ons van al daardie sondes. Ons draai ons rug op daardie sondes en ons fokus op Jesus Christus, wat die prys aan die kruis betaal het, sodat ek en jy sondevergifnis kan ontvang. Dis net Jesus. Jesus bring die verandering. Jesus Christus is die verskil. Daar is geen ander verskil nie. Dis alles Jesus. Maar jy moet bereid wees om dit te bely teenoor God en dit op die naam te noem en vir die Here vergifnis te vra. Vader, ek is in 'n homoseksuele verhouding betrokke. Ek slaap saam met ander mans. Ek is jammer daaroor. Here, vergewe my in Jesus se naam. Nou staan jy op. Nou draai jy weg van daardie verhouding af. Ek het eendag 'n predikant hoor sê dat sy seun is gay, maar hy het 'n pragtige verhouding met die Here. Vir daardie predikant is daar wonderlike nuus vandag. Jou seun met sy onsedelike verhouding wat saam met 'n ander man in die bed spring, gaan in die hel beland saam met daardie man. Jy is 'n predikant. Jy moet van beter weet.
Bedien die waarheid van die woord aan jou gesin, geliefde, en help daardie kind van jou om bevryding te kry van daardie homoseksuele verhouding waarin hy is. Ja, dit is hy. Seksuele onsedelikheid sluit in egbreek. Ek is getroud met die pragtigste vroutjie. Haar naam is Agatha. Sy is 'n nooie Haasbroek. Nou het sy 'n beter van, ons noem maar nou Agatha Oberholzer. As ek met 'n ander verhouding buite my huwelik besig is, dan is ek besig om God te walg. Hy hou nie daarvan nie. Hy sê dit dan vir ons in 1 Korintiërs 6, hierdie gedeelte wat ons gelees het. Egbreek, hoerery, homoseksuele praktyke. Dis verkeerd. Abba Vader hou nie daarvan nie. Hy keer dit af. Doen jy dieselfde? Hoe doen ons dit? 1 Johannes 1 vers 9 sê, bekeer julle, en die Here sê, ek is getrou en regverdig, ek sal jou vergewe van daai sondes. Jy gaan na God toe. In die naam van Jesus en deur Jesus bid jy en jy vra om vergifnis. Here, ek is jammer, ek is in 'n homoseksuele verhouding betrokke. Vergewe my. Ek is besig met hoerery. Ek verneek mense. Ek steel geld. Here, ek is jammer. In Jesus se naam vra jy om vergifnis. As jy daar opstaan, my vriend, het die bloed van Jesus jou skoon gewas, jy wat met 'n opregte hart na die Here kom en sondebelydenis doen, 1 Johannes 1 vers 9, jy sal vergifnis ontvang. Die Here sê hy sal jou vergewe, maar nou draai jy weg en jy stap weg. Nooit ooit kyk jy weer om nie, want jy het vergifnis ontvang. Jy's gewas deur die bloed van Jesus Christus. Seksuele onsedelikheid. Afgodery. Afgodery is enige iets wat jy bokant God stel. Soos die mammon, soos geld. Dis afgodery. Sosiale sondes. Sosiale sondes sluit in diefstal, hebsug, dronkenskap. Ag, gooi my nog 'n enetjie vir die pad. Dis verkeerd. Dronkenskap is verkeerd. Moet jou nie self buite weste suip nie. Bly weg van die drank af. Die Bybel veroordeel nie die gebruik, matige gebruik van wyn nie. Dit veroordeel wanneer jy jouself versuip daaraan en dronk word en op die ou ene van die dag weet jy nie wat jy aanvang nie. 'n Dronk mens is hy's net snaaks in sy eie oë. Ek het baie gedrink. Maar in 2012 het ek my lewe vir die Here gegee. En ek het eendag na mense gesit en kyk wat besig was om te veel te drink. En ek het vir my vrou Agatha gevra, liefie, was ek ook so? En sy het my stip in my oë gekyk en my eerlik geantwoord en sy het vir my gesê, ja, maar jy was net veel erger gewees. God dank dat ek vergifnis ontvang het daarvan, want ek het dit oorgegee aan die Here en hom vergifnis gevra. Hier is 'n ernstige waarskuwing. Die frase, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Luister mooi, hierdie woordjie nie speel 'n belangrike rol. Sal die koninkryk van God nie beerwe nie. As jy jou blootstel aan hierdie sondes wat genoem word in 1 Korintiërs 6 vers 9, ons het gelees tot en met vers 11, gaan jy nie die koninkryk van God ontvang nie. Dit staan geskrywe. Jy gaan dit nie ontvang nie. Dit dui daarop dat 'n volhardende lewe in hierdie sondes onverzoenbaar is met 'n lewe saam met God. Jy kan nie
vir ander gaan vertel, jy het 'n pragtige verhouding met die Here en dan drink jy jou dronk as jy by die huis kom, of jy gaan na 'n kroeg toe en jy doen dieselfde daar nie. Jy kan nie vir ander vertel dat jy 'n pragtige verhouding met die Here het, maar jy gaan na escort agencies toe om hoere te huur, of vroue wat op straathoeke staan op te tel en te betaal vir seks. Jy kan nie. Hoe durf jy? Ek weet, ek het dit gedoen. Maar ek het my sondes bely teenoor God en ek het om vergifnis gevra en die bloed van Jesus het my skoon gewas. Die Heilige Gees was my elke dag met die water van God se woord. Daarom is dit so belangrik om Bybelstudie te doen. Vat die woord van die Here en lees dit en bestudeer dit en laat toe dat die Heilige Gees jou was met die water van die woord. Hy maak jou skoon van binne na buite. Hy verander jou hart. Dis waarna die Here kyk. Hy kyk na jou hart, die toestand van jou hart. Hoe lyk die toestand van jou hart? Verander dit. Gee oor, bely jou sondes. Bely dit. Hier's 'n waarskuwing, 'n groot waarskuwing. Moenie bly weg. Maar daar is hoop, vers 11. Daar is groot hoop. So was sommiges van julle ook. Kyk, hier spreek Paulus my aan. So was sommige, ek is daai sommige, miskien is jy ook. Miskien is daar ietsie wat jy ook nog vir jou gesin wegsteek. Jy kan dit vir jou gesin wegsteek, of vir jou familie, of vir jou vriende, maar nie vir God nie. Hy weet. Hy weet. En al wat hy van jou vra is 1 Johannes 1:9, bely dit. En dan sê die Here, ek is getrou en regverdig. Ek sal jou dit vergewe. En as jy dit bely het, my vriend, my vriendin, jy wat hier luister, jy's pragtig. Ek loof die Here vir jou. As jy dit bely het, dan staan jy op en jy stap weg en jy draai nie weer terug daarna toe nie. Nooit ooit weer nie. Daar's hoop. Hierdie gedeelte eindig met 'n kragtige herinnering dat sommige van gelowiges in Korinthe vroeër so geleef het. Hoe geleef het? Met al hierdie sonders, hoereerdery, afgodery, egbrekers, manlike prostituie, mans wat saam met mans slaap, vrouens wat saam met vrouens slaap, diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters, rowers. Julle sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Julle moet belydenis van daardie sondes doen en wegdraai en wegstap en nooit ooit weer daarna terugkyk nie, want God het jou vergewe. Die bloed van Jesus het jou skoon gewas. Die Heilige Gees kom en hy was jou met die water van die Here se woord en hy maak jou skoon van binne na buite. Verander die toestand van jou hart deur belydenis te doen van daardie sondes. 'n kragtige herinnering dat sommiges van die gelowiges in Korinthe vroeër so geleef het, maar nou gewas, geheilig en geregverdig is in die naam van Jesus Christus. Oor die mooiste naam, die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Ons nader tot God ons Vader, deur Christus en in die naam van Jesus. Jy wat heel moontlik hier luister, is miskien skuldig en van dit, bely dit. Heel moontlik weet jy van 'n vriend of 'n familielid wat ernstige vermaaning nodig het. Vat dan hierdie gedeelte en sonder jou af saam met daardie persoon, man of vrou, en praat met hom of haar daaroor. En lei daardie persoon na bekering toe om vergifnis te vra in belydenis van daardie sondes. Ons som op. Die verse, luister mooi, die verse is nie 'n veroordeling van mense met versoekings nie. My vriend, my vriendin, ek word ook versoek. Ek trap ook in slaggate. Ek uiter soms baie lelike woorde. Mens noem dit vloek. Maar weet jy, dan kry ek op daai
so skaam daaroor dat ek onmiddellik na die Here toe draai en vergifnis vra. Ek was ook in verkeerde verhoudings betrokke. Ek het ook saam met prostituie geslaap. Ek bely dit voor jou. Ek het. Maar ek het vergifnis ontvang daarvoor. Want ek het die Here gevra om my te vergewe. Ek het erken dat daar sonde in my lewe is. Ek het dit bely, ek het dit op die naam genoem. En ek het in die naam van Jesus vergifnis gevra en vergifnis ontvang. Want dit is wat God doen. Hy is 'n God van liefde. Hy gaan jou nie wegjaag nie. Hy het jou daai eerste lief gehad terwyl jy nog sondaar was. Hoe gaan hy jou wegjaag? Hoe gaan hy vir jou nee sê as jy kom en jy doen belydenis van al hierdie goed? Ag, miskien is dit heeltemal iets anders. Bely dit en vra vergifnis. Weet jy, ek het, toe ek my hart, my lewe vir die Here gegee het ek by my vrou begin en ek het haar vergifnis gevra. Ek het my kinders in die studeerkamer ingeroep. Tian en Luan, Karmie was nog nie gebore nie. Ek het my vrou om vergifnis gevra nadat ek met die Here die saak reggemaak het. En ek het my kinders om vergifnis gevra. En die grootste las van sonde en egbreek en hoereerdery is van my af weggevat. En ek het dit nog nooit ooit weer beleef nie. Want ek het na die Here toe gegaan en vir die Here gesê, ek is jammer, maar ek het ook na my gesin toe gegaan en vir hulle gesê, my vrou, ek is jammer, my kinders, vergewe vir pappa, die Here het my vergewe. Daar is hoop, daar is uitkoms, daar is Jesus, dis hy wat die verskil maak. Vers 11, dis Jesus wat die verskil maak. Want so is sommiges van julle, ek wys die vinger nie, want dit wys terug na my toe, maar ek het dit gaan bely en ek het vir die Here gesê, sorry, vergewe my. Hy gaan jou was, hy gaan jou heilig, en hy gaan vir jou regverdig maak, in die naam van Jesus Christus. Dis wat versie 11 vir ons sê. Hierdie verse is nie 'n veroordeling van mense met versoekings nie, nooit ooit nie, maar 'n waarskuwing teen 'n doelbewuste, onberouvolle lewenstyl wat God se heiligheid minag. Dit beklemtoon die transformasie wat redding bring. Abba Vader, ons is sondaars. Here, vergewe asseblief elkeen van ons se sonde. Heel moontlik trap ons in die struik van die sondes wat hier genoem word, Here, wat U walg. Ons bely dit voor U en ons vra vir U, Here, vergewe ons. Ons is jammer daaroor. Ons het berou in ons hart. Ons het teenoor U gesondig, Abba, teenoor U. Vergewe ons. Dankie, Here Jesus, dat U die prys vir my en vir hulle betaal het wat U luister, vir ons as gesinne. Help ons om as gesinne elke dag U woord oop te slaan. Al lees ons dan net 'n versie en ons bid daarna, dan weet ons dien die Here. Hy wat die geregverdiges baie, baie lief het. Dankie, Here. In Jesus se naam bid ons dit en deur Christus tot eer van God ons Vader. Amen. Baie dankie dat jy geluister het vandag. As die Here dit op jou hart druk, deel die ou videoetjie, dan ook met ander rondom jou wat dit heel moontlik ook nodig het om te hoor. Daar is vergifnis
vir alle sondes. Jesus maak die verskil. Hy het reeds die prys aan die kruis betaal. Die Here wag net vir jou dat jy sê jy's jammer, dat jy sê jy's sorry en dat jy dit nie weer sal doen nie. En die Heilige Gees gaan jou help om weg te bly daarvan, want hy woon dan in jou, jy geliefde kind van die Here. Tot volgende keer. 'n lekker dag. Ja, amen.